Hallo julle, ek is terug en ons gaan nou met die tweede vraagie deel, né? Die tweede vraagie vra ons dat is daar nog mense wat nie gehoor het van Jesus Christus nie. En van ons antwoord gaan ons vandag kry in Efesiërs 4 vers 1 tot 16. En jy weet, Jesus het die heiliges, onthou, uit die vorige, die eerste gedeelte wat ek gedeel het, die eerste videokie, het Jesus die heiliges reg oor die wêreld uit die dood gevange gaan neem, né? So reg oor die dood was wat op die aparte plek was waar Vader Abraham was. Jesus het hulle gaan haal daar uit die dood uit, het hy hulle opgewek, al die heiliges, né? So dat die heiliges reg oor die wêreld. Nou lees ons Efesiërs 4 en ons gaan nou lees, ek gaan nie vanaf vers 1 tot 16 lees, ek gaan so van die versies lees, maar jy kan gaan lees vir die Bybelstudie, Efesiërs 4 vers 1 tot 16, maar ek gaan dit nou optel, want ek probeer die video nie te lang maak nie. Ek tel hom op by vers 8, né? Dit sê, daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Maar dit, hy het opgevaar, wat beteken dit anders as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde. Hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het bokant die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. Die heiliges het nie opgevaar na die hemel saam met Jesus nie. Hoor wat ek sê. Die heiliges het nie opgevaar na die hemel saam met Jesus nie. Jesus het die heiliges wat opgestaan het uit die dode, verskillende gawes gegee, om terug te neem na hulle mense reg oor die wêreld. So as jy kyk na vers 11 en 12 van Efesiërs 4, vers 11 en 12, en hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle se dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus. Vers 12 sê, om die heiliges wat opgestaan het uit die dood uit, het hy toegerus tot dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus. So die heiliges is toegerus en kon almal terugkeer na hulle mense om die evangelie van Jesus te verkondig. Hoor jy wat ek sê? Ons gaan verder lees, want ons moet nou groot word, mense. Ons moet groot word in ons staptog met die Here Jesus, deur die Heilige Gees. Vers 13 van Efesiërs 4, gaan ek nou lees vers 13 en vers 14. Dit sê hier, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. En vers 14 gaan aan, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering
deur die bedriegery van die mense, deur sluiheid om lustigheid tot dwaling te bring. Vers 15 gaan aan, maar terwyl ons in liefde die waarheid betraag, in alles sou opgroei in hom, wat die hoof is, naamlik Christus. Vers 16 sê, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning van elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. So die gevolgtrekking op vraag 2, is daar nog mense wat nie gehoor het van Jesus nie? My opinie is ja. Daar is ongelukkig mense wat nog nie gehoor het, omdat hulle voorvaders en hulle se voormoeders die Here Jesus verwerp het, toe hulle se heiliges wat teruggekeer het na hulle om Jesus Christus aan hulle te verkondig, hulle dit verwerp. Exodus 20 vers 5 tot 6 sê, want ek, dit is waar die Here praat, hy sê ek is die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders van die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. So, ons dink aan die mense wat deur hulle se voorvaders, hulle se voorouers, hulle voorvaders en voormoeders weggehou was van die evangelie van Jesus Christus. Ons bid dat die Here 'n deur sal oopmaak, dat hulle ook weer eens die evangelie van Jesus sal ontvang. Die Bybel sê daar's hoop, want die Here het 'n nuwe verbond gesluit met ons wat Jesus aangeneem het. En dit was so voorspel in Jeremia 31. Jeremia 31 vers 29 tot 32. Dit lees as volg: in die dae sal hulle nie meer sê nie, die vaders het groen druiwe geëet en die tande van die kinders het stomp geword. Maar elkeen sal weens sy eie ongeregtigheid sterwe. Elke mens wat die groen druiwe eet, sy tande sal stom word. Kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Nie soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het nie, op die dag toe ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipte land uit te lei nie. My verbond wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebieder oor hulle was, spreek die Here. So daar's 'n nuwe verbond wat Jesus, deur Jesus Christus, wat die Here met ons sluit, mense. So, dit is die vraag wat ons gehad het op vraag 2. Die antwoord het ons gekry. Die vraag was, is daar nog mense wat nie gehoor het van Jesus nie? En die mense wat nie gehoor het as gevolg van die keuses wat hulle voorouers geneem het,
hulle voorvaders en hulle voormoeders. Ons dink aan hulle in hierdie oomblik en ons bid dat in die naam van Jesus, Vader, wil ek nou bid vir elkeen van ons, Here, en die nalatenskap wat ons los vir ons kinders en ons kinders se kinders. Here, laat dit 'n nalatenskap sal wees dat Jesus het gekom en kom sterf vir elkeen van ons sonde. Here, ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons sal die derde vraag sal ons mee aangaan op die volgende video.